Goeiedag familie, dit is Woensdag en soos wat julle weet as julle al saam met my reis vanaf Maandag af, hierdie week gesels ons oor tyd, vriend of vyand. En vandag wil ek jou iets vra. Wie kry jou beste tyd? Luister mooi, nie jou oorbly tyd nie. Nie die laaste stukkies van jou energie aan die einde van die dag nie. Jou beste tyd, jou alles. Baie mense sê, ek het nie tyd vir God nie. En die waarheid is dikwels harder. Ons gee ons beste tyd vir alles anders. En God kry daai laaste stukkies. Hy kry die res wat oorbly, die moeg gebede, die gejaagde Bybel lees, die stilte wat altyd môre sal kom. Ek sal môre meer tyd spandeer. Maar ons sien 'n voorbeeld van Jesus. Jesus leef heeltemal anders. En in Markus 1:35 sien ons die volgende. Lees saam met my. Nog voor dagbreek, die volgende oggend het Jesus opgestaan en alleen op 'n stil plek gaan bid. Voor die skare mense instroom vir genesing, om sy aandag te hê, om hom te sien, om hom te hoor. Voor die wonderwerke het Jesus tyd afgesonder vir die Vader. Nie omdat hy minder werk gehad het nie, maar omdat hy geweet het waar sy krag vandaan kom. Hy gee sy beste tyd, want hy besef hy kan nie sonder dit funksioneer nie. En vandag miskien 'n ongemaklike waarheid. Jou kalender wys wat vir jou die belangrikste is. Wat jy eers doen, wys wat jy werklik glo jou dra. En die prioriteit is nie wat ons bely nie, dit is wat ons beskerm. En vandag se uitnodiging is nie om meer ure by jou dag by te voeg nie, maar hoor hierdie, dit is om die orde te herstel. Om te sê, God kry nie my laaste nie, hy kry my eerste. Dit kan die eerste 10 minute van jou dag wees as jy opstaan. Dit kan op pad werk toe wees met worshipmusiek aan in jou kar. Dit is klein oomblikke, maar doelbewuste tyd met God. So prakties vandag. Kyk vandag nog na hoe jou dag lyk. Kyk vanaand na môre se dag wat voorlê. Kies een vaste oomblik wat jy eerste aan God wil gee. En hier is die ding wat ek jou wil uitdaag, sit dit in jou kalender. Beskerm dit soos 'n afspraak wat jy nie kan mis nie. Want die realiteit is dit is een. En as jy bereid is om jou beste tyd te gee aan God, wil ek jou vra vandag, tik in hierdie kommentaar van hierdie oordeenking eerste. Ons loop hierdie pad saam met eenvoud en in gehoorsaamheid. Weereens vandag familie wil ek jou vra net op waar jy is. Vat nou 'n oomblik. Miskien ry jy in jou kar pad werk toe, miskien sit jy voor die TV met 'n koppie koffie in jou hand. Maar kom ons bid vandag hierdie woorde saam. Ons sê, Here, U kry my eerste en my beste. Help my om my tyd te orden volgens U wil. In Jesus naam. Amen. Familie, hoop jou Woensdag is baie lekker. Ek sien jou weer môreoggend. Lekker dag.